Hierdie video gaan vir u terugvoer na een van die mees unieke wildvangoperasies nog in die geskiedenis. Ter inleiding wil ek eers graag vir u 'n paar wetenswaardighede meedeel, sodat u 'n beter begrip kan vorm van hoe enorm groot, uniek en enig die operasie was. Die meesterbrein agter hierdie gebeurtenis, Dr. Johan Kriek van Kimberley, ervare wildvanger en 'n deeglike mens soos hy is, was 3 jaar lank besig met beplanning, reëlings en voorbereidings voordat hierdie groot, unieke, ongewone en enige wildvangoperasie in Julie 1991 'n werklikheid geword het. Johan Kriek het reeds op 10 Junie, 'n maand voor die res van sy span na Malawi vertrek om finale reëlings te tref, hokke te bou vir die bokke wat gevang moes word en slaap- en kampeergeriewe vir hom en sy span in te rig. Johan het gebruik gemaak van 9 30-ton houer vragmotors vir die vervoer van toerusting en losering na Malawi en terug. Die wildvangery het oor 'n baie groot gebied plaasgevind. Daar is 4 kampe ingerig en die 2 verstes was meer as 850 km uitmekaar. In die proses is daar gebruik gemaak van 'n spesiale helikopter, 'n Jet Ranger wat vanaf Suid-Afrika na Malawi gevlieg is, om met gemak in die besondere hoë berge van die land die wildvangoperasie te help uitvoer. Dit het sowat 300 ure diens gelewer tydens die operasie. Sonder hierdie helikopter sou dit 'n onbegonne taak gewees het. Die bokke is uit die helikopter met 'n pylgeweer verdoof en in die meeste gevalle onderaan die helikopter opgehuis en kilometers ver oor berge en dale na die vragmotors vervoer, wat weens onbegaanbare terrein nie nader kon kom nie. Die vlieënier moes elke keer die vrag met die grootste sorg neerlaat. Tydens die wildvangoperasie was 7 veeartse die hele tyd teenwoordig. Daar is nie 'n enkele kilometer met 'n vrag bokke gery waarby 'n veearts nie teenwoordig was nie. Verder was daar ook by elke hok waar bokke aangehou was, 'n veearts voltyds aan diens vir die welsyn van die bokke. Die res van die span het bestaan uit 'n voltydse dieselwerktuigkundige, wie ook 'n ervare wildvanger was, 'n helikoptervlieënier, 'n voltydse videomaker, 'n groot span swart Malawiërs en ook 'n paar swartes uit Suid-Afrika. Daar is meer as 140 000 rand se veemiddels gebruik. Die bokke was in Malawi vir tussen 2 en 3 maande onder kwarantyne en in hierdie tyd is daar 'n paar keer bloedmonsters van elke bok getrek en na Suid-Afrika gestuur om deur onderste poort ondersoek te word vir enige siektes. Die kroon op die operasie is gespan toe onderste poort die groen lig gegee het dat die bokke na Suid-Afrika mag vertrek. En vroeg in Oktober 1991 het die lugbrug begin en is 5 groot C-130 Hercules vliegtuigvragte met bokke na die Republiek gebring, waar dit weer by Pietersburg onder kwarantyne gestaan het. Die laaste bloedmonsters word geneem voordat die bokke finaal deur onderste poort vrygestel word. Hier word 'n elektroniese kapsule met die identiteitsnommer van elke bok agter sy oor ingeplant om te hou vir die res van sy lewe en kan enige tyd met 'n spesiale elektroniese toestelletjie gelees word. Vroeg in Desember het die bokke op hulle laaste skof na hulle onderskeie nuwe tuistes in die Republiek vertrek. Hulle is eers verdoof
en met alle versigtigheid en sorg hanteer en op die vragmotors gelaai. Kenners het aanvanklik gereken dis die grootste wildvangoperasie in die geskiedenis van Afrika. Maar nadat die operasie voltooi is en die logistiek ontleed is, blyk dit dat dit moontlik die grootste operasie van sy soort in die wêreld kan wees. Tydens die operasie is daar ongelukkig 'n paar bokke dood, maar daar het ook weer 'n paar nuwelinge aangekom om daarvoor te vergoed. Alle eer aan Johan Kriek, wat alles man alleen aangepak en deurgevoer het. Dit is deur sy deeglikheid en vasberadenheid dat hierdie groot wildvangoperasie enig in sy soort so 'n reuse sukses was. Maar, soos Johan talle kere gesê het, tydens en na die operasie, sonder die hulp van my skepper was dit onmoontlik. En dan het Johan ook sy dank aan sy span uitgespreek. 'n Beter span as dit kon ek nie kry nie. Elkeen het gewerk asof dit sy eie projek was. Johan, die span sê vir jou ook dankie. Johan het sy span uit Suid-Afrika op die lughawe kom haal. Oral langs die paaie sien ons mooi versierings en duisende vlae wapper om die 25-jarige onafhanklikheid van Malawi te herdenk. Die span is baie beïndruk en vind die kamp met sy geriewe wat Johan vooraf kom inrig het, baie gerieflik en aangenaam. Dit was skoolvakansie in Suid-Afrika en Johan se vrou Daleen en die kinders het hier in Malawi kom kuier. Met 'n wildvangoperasie. Ons het al so 'n maand terug opgekom om die hokke te bou. Ons het 'n kwarantynestasie hier gebou in Lilongwe en ons het een gebou bo 400 km noord van hier by Mzuzu. Ons het maar taamlik teëspoed gehad op pad. Die reëlings en alles vat maar in Afrika baie keer 'n bietjie langer as normaalweg as wat ons aan gewoond is. Ons het gister 'n baie interessante insident gehad. Ek het in November maand 1990 goedkeuring al gehad van Parkeraad Malawi dat ons klomp swart witpense en Baster gemsbokke kan kom vang en afvat na Suid-Afrika toe. En toe doen ek aansoek en gee hulle vroegtydig kennis van wanneer ons sou arriveer met die helikopter en die vangtoerusting. En ek doen toe aansoek verklaring in November maand 1990. En ek wag toe van April af, toe April maand moes ek toe besonderhede opstuur van die helikopter en van die voertuie, van al die ouens wat saamkom, hulle volle name wat ons toe
ek dink dit was die 22ste April al gedoen het. En toe het ek vir 'n maand vakansie kom hou om seker te maak dat die klaring en alles mooi deurgaan en ons het ook die hokke kom bou. En ek het toe persoonlik ook die polisie gaan sien so by die 8ste om seker te maak daar's nie probleme met die helikopter wat deurkom nie. En toe het die kommissaris van polisie my verseker dis buite my veld. Hy was eintlik so 'n bietjie onvriendelik. Hy het gesê as jy klaring het, dan is al daai betrokke partye al in kennis gestel. Toe het ek nou om verskoning gevra en ek is daar weg. Maar ek wou nog steeds seker maak, toe ek na die hoof van Parkeraad en ek het hom gevra of die helikopter geklaar is, want hulle sou eers oorspronklik die 4de opgekom het. Toe het ons hulle gesê nee, hulle moet nie voor die 11de opkom nie. En die 10de, dis nou eergister, toe ek na Parkeraad toe vra ek hulle kan die helikopter opkom. Toe het hy iemand gebel en toe verseker hulle hom nee, wat daar's geen probleem nie. Die helikopter kan maar opkom. Ek het toe daarom gelukkig 'n afskrif gekry van die brief van die ministerie van Bosbou en wat gesê het laat my projek is goedgekeur en laat klaring is deur. En toe wag ek vir die span om op te kom die 11de. Hulle was op die vlug van die 11de. En toe ons by die lughawe kom, toe is die vliegtuig wat sou 11 uur land van SAL vertraag. Ek is toe terug kamp toe en toe so 3 uur se kant toe ek weer op lughawe toe. Maar die oggend 11 uur toe ek daar aankom, toe kry ek 'n boodskap oor die interkomstelsel dat ek moet asseblief dadelik by inligting gaan rapporteer. Toe ek daar kom, toe sê hulle vir my dat ek moet dringend vir David Borrell skakel by Enkom in Johannesburg. Ek het hom geskakel, toe sê hy vir my man, die ouens kan nie opkom nie want hulle het nie klaring by die toring in Malawi nie. Ek is toe die toring gebel, toe sê hulle vir my nee, hulle het nog geen klaring gekry nie. Toe sê ek man, maar ek was dan self by die polisie en ek het self die klaring ek was verseker dat die klaring deur is. Ek het toe die hoof van Parkeraad gebel van die lughawe af. Toe sê hy vir my nee, goed, hy sou die ouens bel en seker maak dat die klaring deur is. En toe ek terug kamp toe en toe ek die middag terug gaan om die span te gaan haal wat met die laatvlug toe nou inkom, toe het ons taamlik drama by Kamuzu lughawe. Die ouens, die 2 vlieëniers was toe al reeds het geland in Malawi. Daar was 'n polisie van of douane polisieman wat die helikopter. Die helikopter het toe geland saam met die omtrent dieselfde tyd as wat SAL vlug ingekom het. En die polisieman het die manne toe nou wel, hy was baie onvriendelik. Hy het hulle toe aangetree en ons moes baie mooi verduidelik. Hulle het toe die 2 ouens se paspoorte dadelik gekonfiskeer en vir ons gesê om saam met hulle te gaan. Toe besef ek dat hier's tipiese derde wêreld drama wat volg. Ons is toe daar ondergronds half gevat, wel in die onderste verdieping. En toe langs die selle se gangetjie afgelei en toe besef ek eers die erns van die storie. Ek dink Johan of Ralf kan verduidelik min of meer wat daar gebeur het, hoe die ding gebeur het. Maar dit het baie goeie verduideliking gekos om ons uit daai selle vir die aand te hou. Ons het toe nadat ek verduidelik het en my briewe gewys het van goedkeuring, het hulle toe uiteindelik vir ons gesê goed, hulle besef dit is 'n fout interne van hulle. Iemand het nie 'n boodskap oorgedra of het nie die regte prosedures gevolg nie. Hulle is nou jammer, hulle doen maar net hulle werk en hulle die paspoorte teruggegee en ek is gesê om vanoggend 8 uur by hulle te wees vir 'n onderhoud. Nou dit is hoekom, want normaalweg vang ek nie wild in hierdie pakklere nie. Johan, jy moet miskien maar verduidelik hoe die drama begin het, hoe julle opgekom het en so. Ja, in aanloop net tot die hele storie is ons nou al eergister daar uit die Randse lughawe uit weg. Die oggend so 11 uur se kant daar weg met die helikopter tot by Messina. Nou die plan was dat ons nou daar by Messina gaan uitkamp, 'n lekker rustige vlug op gaan doen. En die het ons ook toe gedoen, Messina geland, lekker kamp opgeslaan daar in die veld, uitgekamp met Ralf in 'n klein tentjie
En in geval die volgende oggend die teenspoed nou vir ons begin, want ons sou die douane mense bel vanaf die lughawe. En op die lughawe is die telefoon toe buite werking. En ons kry toe nou 'n staatsamptenaar wat nou meer inisiatief toon as die normale. En toe hy hoor is 'n tikkieboks wat nie wil deurkom nie, toe besef hy dis ons vlieëniers van die lughawe en hy ry toe uit met sy kar en ons besluit toe nie hulle kom nie en klim in die helikopter en vlieg na die douanepos toe. Toe is daar nou 'n harwar, maar ons is toe uiteindelik daar weg sonder nou seker alle nodige formaliteite. En ons is toe in Zimbabwe in, waar ons geen siele gesien het nie. Nou die eerste kontak was met Masvingo Toring gewees. Masvingo Toring het geen antwoord gegee, niks nie. En toe ons by die vliegveld kom, toe rapporteer hierdie lugverkeersleier met 'n radio in die agtergrond vir ons dat daar staking aan die gang is en dat ons geen lugverkeersleiding kan verwag vir die hele vliegveld by Harare internasionaal. Is dit nou Harare se lughawe? Nee, hierdie is Masvingo, dit is halfpad tot Zimbabwe. So toe weet ons nou hier is 'n doodstil vlug vir ons voor. En ons is toe nou maar al die pad verder. My maag het my begin pla en ons is maar daar in die veld ook in. En so halwe emergency stop gedoen. En toe is ons verder tot in Harare waar ons baie vriendelik ontvang is deur hierdie douane mense en die brandstofmense, maar weer eens geen mense in die toring nie. Ons was seker nie eers 20 minute op die grond nie, brandstof gekry. Verseker ons hoef nie landingsfooie te betaal nie want daar's nou 'n staking aan die gang, ons maar vergeet.